gaan saam lees uit Efesiërs 1, lees uit die 2020 vertaling uit, die opskrif is Lof aan God, so met die Bybel oop voor ons en die skerm, kom ons raak dan net rustig. Hemelse Vader, in die teenwoordigheid van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, kom vind ons rus, en kom hoor ons wat U vir ons wil sê. Here, die opskrif alleen is lof aan God, en mag ons deur ons gedagtes, ons woorde, ons dade, werklik aan U die lof bring wat U toekom. Help ons om U te ken, U beter te leer ken, Here, deur tyd saam met U te spandeer, in U woord te wandel, hierdie woord na te dink, dit te bestudeer, en so ook 'n verhouding met God Drie-enig te bewerkstellig. Dankie, Here, dat ons dieselfde God aanbid as Abraham, Isak en Jakob. Mag dit ook deurdring tot ons elkeen. Seën die boodskap en ook dit wat ons lees in Jesus naam. Amen. Wanneer ons die gedeelte lees, hoor sommer maar die genade wat daar van gepraat word, die seën, die Christelike seëninge. So mag ons ook bewus wees van wat elke woord vir ons sê vanoggend. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke Christelike seëning in die hemel. Ons het 'n seëning van God, of 'n seën van God ontvang. So het hy ons voor die grondlegging, voor die skepping van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Nadat hy ons bestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. Die geliefde verwys na Jesus Christus. In hom het ons die bevryding deur sy bloed en die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Hy het deur die geheimnis van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink het en in Christus voorgeneem het, om die volheid van alle tye te bestuur en om alle dinge, die dinge in die hemel en die dinge op die aarde, onder een hoof in Christus saam te bring. In hom is ons ook as erfgename uitverkies, bestem volgens die voorgenome van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur, sodat ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, bestaan tot lof van sy heerlikheid. Ons bestaan tot lof van God se heerlikheid. In hom is julle, toe julle die woord van die waarheid en die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. En dan vat ek dit terug na ons Pinkster tema toe, Handelinge 1 vers 4, wag op die belofte van my Vader. Wag op dit wat my Vader beloof het, en hier lees ons in vers 13, in hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van verlossing gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis, om ons los te koop
as God se eiendom tot lof van sy heerlikheid. Ons lees dan tot sover, en as ons kyk vir 'n oomblik net stil staan en sê, maar Here, ek staan skuldig voor U. Here, daar dinge gebeur, of ek dink dinge, of ek lewe nie reg nie. En U voel so ver van my af in my omstandighede, dit wat ek deurgaan. Dan kom God en hy sê vanoggend vir jou, maar ek is die een wat jou voor die skepping reeds uitgekies het. Ek is die een wat voor die skepping geweet het op watter dag en datum en watter hospitaal of waar jy gebore gaan word. Ek sien jou raak, ek ken jou. Dieselfde God van Abraham, Isak en Jakob, ek is daardie selfde God. En ek sien jou raak, daar waar jy naak en met jou sonde besef voor my staan, sien ek jou raak. Ek is nie die God wat van jou af wegdraai nie. Kyk na die geskiedenis, ons het die voordeel van die Ou Testament en die Nuwe Testament. Kyk na die geskiedenis, ek was getrou, ek is getrou, en ek bly getrou. En daarom mag ons maar op hierdie God reken en vashou. En dan kyk ons verder en sê, maar Here, nog al die jare lank nader U tot ons, tot die mens. U het tot Adam en Eva genader in die tuin. U het tot Noag genader. U het tot Abraham genader, Here. U het die Israeliete genader, tot hulle genader in hulle slawerny in Egipte, in hulle moeilike omstandighede. U het tot hulle genader. En U sê, maar ek is die God wat jou bevry. Ek ken jou omstandighede. Want ek is die een wat jou verlos. Ek het nog nooit weggekyk of omgedraai nie. En dis net as ons praat van God drie-enig. Vandag kyk ons na 'n God wat nie verander nie. 'n Vader wat jou raak sien, 'n Seun wat die verhouding, wat die sonde daar bewerkstellig het met jou wil herstel, en die Heilige Gees wat dan alles kom verseël en bevestig wat die Vader en Jesus Christus kom doen het. As ek so opsomming kan gee van vers 3 tot 7 handel oor God die Vader, 8 tot 12 handel oor die Seun en die werking wat hy kom doen het, en dan 13 en 14 is tot die Heilige Gees. So dis hoe ek ook vanoggend gebid het, lees hierdie gedeelte weer, want dan kom ons agter van God die Vader, Jesus Christus die Seun en die werking van die Heilige Gees. Die eerste paar versies van 3 tot 7 het ek sommer so opgesom word. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel, sodat hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. In hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergifnis van die oortreding kragtens die rykdom van sy genade. En dit wat hy hier geopenbaar het en wat ons hoor in Efesiërs, kan ons maar deurtrek na Genesis toe. Daar waar God die skepper van die hemel en die aarde is. En daardie goue draadjie loop van die eerste versie in die Bybel in Genesis tot en met die laaste hoofstuk van die laaste versie in die laaste boek van Openbaring in die Bybel. En wanneer ons kyk na God die Vader nooit tot ons nader, kan ek nie anders as om weer terug te gaan na Genesis 3 vers 21 nie. Daar waar Adam en Eva heiligheid gemaak het, hulle het na die duiwel geluister, die sondeval het in die wêreld gekom, hulle het vir God weggekruip en in die aandwind het hy dan tot hulle genader. En elkeen het sy straf gekry wat reg is. En dan kom die Vader, dan kom ons iets agter van die Vader hart wat hulle uit die tuin van Eden uitstuur. En die 2020 vertaling lees so 3 vers 21 Genesis. Die Here God het daarna vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en dit aangetrek. 83 vertaling praat van klere. Hier's 'n vaderhart van kinders wat stout is, van ons wat sondig is. En die loon van die sonde is die dood. En hy kom en hy sê, maar voordat ek die wêreld instuur,
sien my Vader hart raak en hy trek vir jou rokke van vel aan. Hy nader tot hulle in hulle sondige toestand, in hulle verwerking, kom nader God tot hulle. Hy bedek hulle skaamte, hierdie sonde wat hulle gepleeg het, word spreekwoordelik deur die rokke van vel bedek. Want waar het die vel vandaan gekom? Moes daar nie maar in die tuin van Eden alreeds 'n bokkie of 'n diertjie geslag gewees het, sodat Adam en Eva klere van vel kon kry nie. So die offergawe vir Adam en Eva se sondes was alreeds in die tuin van Eden deur die diere, wat die diere moes dit gedra het, want waar het daar die klere vandaan gekom? En dit is hoe God, die Vader, ons hemelse Vader, na ons omsien. En dan gaan ons verder ook in Genesis, en ek wil net hierdie 2 voorbeelde in Genesis noem. Ons almal ken die res van die voorbeelde, waar later toe Hagar verwerk en alleen in die woestyn sit, los God haar nie. Hy nader ook tot haar. Sy roep uit in Genesis 16 vers 13, U is die God wat my gesien het. En daarom is haar getuienis, ek het die God gesien wat my gesien het. Hier kom 'n vader en hy nader tot iemand wat in die woestyn is, iemand wat honger het, iemand wat dors het, iemand wat nie meer verder wil lewe nie, en die Vader kom nader tot haar. En dit is vir my die beeld hierdie 2 wat ek by u wil laat. Want ek het in my voorbereiding gedink, ek het ook baie oor God die Vader sê, maar dan gaan dit 'n teologiese ding raak, dit gaan Bybelverwysings wees, en ek gaan baie name noem, soos wat God deur die Ou Testament met die volk gestap het en met die profete gestap het. En dan voel dit vir my asof ek u beperk tot die voorbeelde wat ek vir julle gee. Maar as ek nou net vra, dink aan God die Vader, wanneer jy bid, my hemelse Vader, my Vader wat in die hemel is. Wat bedoel jy daarmee? Tot wie bid jy? Ek gee net so 'n oomblikie, net vir daardie bewuswording van wie God die Vader vir jou is. Jesus Christus het self gesê, wie my sien, sien die Vader. En hy het ook gesê, ek sê niks vir julle wat my Vader nie vir my sê nie. So met ander woorde, wie Jesus sien die Vader, wie die water gesien het met die kinders en die ys, sien die water. Net in 'n ander vorm. Maar ons dink miskien dat Jesus eers hier in Bethlehem op die toneel verskyn het, en dan dink ons aan Jesus se lewe van Bethlehem af verder. Maar Johannes sê vir ons in Johannes 1, getuig daarvan dat alles, maar alles, deur hom tot stand gekom het. Ook in Genesis as ons teruggaan, en ons het oor die water gesweef. Wie is die ons? Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Weet jy wat mooi is? Wat my geraak het? Dieselfde hande wat die heelal geskep het, is dieselfde hande wat aan die kruis deurboor is. Dieselfde Skepper wat die aarde gemaak het saam met sy Vader, is dieselfde Jesus wat in die kruis gehang het, waarvan ek die oorsaak is, dat sy hande en sy voete deurboor is en 'n spies in sy sy gesteek is. Dieselfde Skepper God het mens geword wat Jesus self gesê het, wie my sien, sien die Vader. En daarom was die Vader ook dan, met alle respek in die vorm van Jesus Christus, is ek die oorsaak dat God se Seun Jesus Christus hande of merke op sy hande en aan sy voete het. Hier dieselfde God van Genesis kom vanoggend na ons in Johannes 3 vers 16. En hy sê, want so lief het ek die wêreld gehad, dat ek my enigste Seun gegee het, sodat dit in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.
Jesus Christus is die enigste verlosser wat die verhouding tussen die Vader en die mens kom herstel. God die Vader, mens het die sondeval veroorsaak. Jesus verskyn op die toneel op die regte tyd en hy gee homself as offer, sodat hierdie verhouding tussen God die Vader en die mens herstel kan word. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. En dan kom die mooi gedeelte ook in hierdie paar verse wat ons vanoggend met mekaar gedeel het, die werking van die Heilige Gees. Ek dink ons fokus bietjie min op die werking van die Heilige Gees. Ons praat baie oor God, ons praat baie oor Jesus, maar ons vergeet dat ons 'n tempel van die Heilige Gees is. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Jy's 'n tempel van die Heilige Gees. Met ander woorde, dit wat ons in Genesis van God hoor, dit wat ons in die Nuwe Testament van Jesus hoor en van die Bybel hoor, dit woon in my. Die krag van hierdie redding wat Jesus bewerkstellig het, word lewend gemaak deur die werking van die Heilige Gees. En dan gaan ek weer terug na Genesis 1 vers 2 toe. En die Gees van God het oor die waters gesweef. Die Heilige Gees was betrokke by die skepping. Die Heilige Gees is nou in my en jou, die wat in Jesus Christus glo. En dan gaan ek terug na Rigters 14 vers 6 toe. Die Gees het Samson bonatuurlike krag gegee. Daar is net een Gees. Die Heilige Gees het Samson bonatuurlike krag gegee. Ek gee vir u Eksodus 31 vers 3. Basaleel is met wysheid en vaardigheid deur die Gees geseën om die tempel te bou. Die Heilige Gees is al reeds in die Ou Testament werksaam. Maar partykeer dan beperk ons hom hier by Pinksterse tyd. Esegiel 37 vers 5 praat die Gees het op Esegiel gekom toe hy vir die bene gesê het, kyk, ek laat Gees in julle ingaan sodat julle kan lewe. Daar's een Gees. Daardie Gees is in Samson, Basaleel en in Esegiel. Kom ons beleef ook die Gees. En dan by Pinkstertyd is hier dieselfde Gees met 'n geluid van stormwind en tonge van vuur laat neerdaal en in hulle ingegaan. Hy sweef nie meer rond nie, hy is binne in ons. Daarom kan Paulus skryf in vers 13 en vers 14, in hom is julle ook, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor het en tot geloof in hom gekom het, verseël met die beloofde Heilige Gees, wat die waarborg is van ons erfenis. Die Heilige Gees is ons siel. Dit bewys dat jy God se eiendom is. Hy is jou waarborg. En om dit nou maklik te verduidelik of net te verduidelik sommer, kan ons sien, wanneer ons iets koop, dan betaal ons gewoonlik of ons sit 'n deposito neer. As ons nou iets groot koop, dan word daar 'n deposito neergesit. En hierdie beeld het my regtig aangegryp toe ek dit gelees het, waar die persoon sê, die Heilige Gees is jou deposito. God kom betaal die Heilige Gees in jou lewe in. Wat beteken dit as ek 'n deposito gee? Hou hierdie vir my. Die res gaan ek weer terugkom en gaan betaal. En wanneer ek alles betaal het, dan is dit myne. En daarom kan ons sien, God kom deponeer die Heilige Gees in ons lewens in. En hy sê, jy's myne. Maar dan gaan 'n dag kom wat ek jou weer kom haal en dit is die wederkoms. Dan gaan jy by my bly, dan sê jy my eiendom bo in die hemel ook. Wil ons nie 'n bietjie gedeponeer word deur die Heilige Gees nie? Wil ons nie 'n deposito van God vanoggend ontvang en sê, Here, ek is sondig, kom deponeer die Heilige Gees in my. Daai selfde Heilige Gees wat in Genesis 1 vers 2 oor die aarde gesweef het. Daai selfde Heilige Gees wat toe daar chaos was in die donkerte van Genesis, kom orde skep het. Here, kom skep ook orde in my lewe. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Om die sirkel te voltooi van Genesis na Openbaring
En Jaco, nou kom julle die volgende quote is op die woord, dankie. Die God van Genesis is die God van Openbaring. Die God wat in Genesis vir Adam en Eva klere gemaak het, gee Openbaring 7 vers 14 vir sy kinders. Wit klere, nie klere van vel waarvoor 'n dier moes gesterf het nie. Hy gee vir ons wit klere waarvoor Jesus gesterf het en ons klere is skoongemaak deur die bloed van Jesus Christus aan die kruis. Ons leef nie meer met die klere of die rokke van vel wat God in die tuin van Eden gemaak het nie. Ons leef in wit klere of met wit klere, skoon rein gewas deur die bloed van Jesus Christus. Die God wat Hagar se trane in die woestyn gesien het, beloof in Openbaring 21 vers 4, ek sal elke traan van julle oë afvee en die dood sal daar nie meer wees nie. Dan verwys hy sommer na Opa Dani se begrafnis uit Lukas 2 uit, waar daar vir ons geskryf staan in vers 29, ek het u gesien en u dienaar kan in vrede gaan. U dienaar kan in vrede sterf, want Here, u droog die trane af. Ek loop met wit klere rond en dood sal daar nie meer wees nie. Hierdie is my gebed vir ons elkeen. Die genade van die Vader wat jou kies, die uitverkiesing voor die skepping, die bloed van Jesus wat jou vrykoop en die krag van die Heilige Gees wat jou verseël, dra jou vandag. Mag jy gedra word deur jou Skepper God wat jou op Psalm 139 aan mekaar geweef het. Mag jy vry as oorwinnaar en vrygekoopte sondaar leef met die wit klere van Jesus Christus wat vir elkeen van ons sondes aan die kruis gesterf het. En met alle respek, mag ons die chappie van die Heilige Gees, die verseeldheid van die Heilige Gees ontvang as deposito vir die dag wanneer Jesus ons weer kom haal. Wees verseker, jy is gesien, jy is geliefd deur God die Vader, Jesus Christus, sy Seun en die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, woorde is maar min om dit te loof en prys, en dade is ook maar skaars om dit te bewys. Ag Here, kom ontmoet ons en openbaar U self aan ons, sodat ons U beter leer ken met ons beperkte verstand. Maar Here, ons wil ook nie kort net as 'n verskoning gebruik van hoe groot U is en hoe klein ons is nie, alhoewel dit waar is. Maar Vader, mag ons net werklik besef wie U is, waartoe U in staat is, hoe geliefd ons elkeen is. En ja, Here, in ons hartseer en verlange, kom vee die trane af. In ons blydskap, Here, is U ook saam bly. U is die wingerdstok en ons is die lote. Ons almal is broers en susters van U. En daarom, Here, mag ons vir die wêreld wys wie ons God drie-enig is. En mag ons vir die wêreld wys vir wie ons waarlik aanbid.